beteken dit eintlik, Here, ek sal doen soos wat U dit wil hê. Here, ek sal doen soos U spreek. Here, ek sal doen waar U wil hê ek moet iets doen. Ek sal gaan waartoe U my stuur. Ek sal spreek, Here, wanneer U sê spreek, en ek sal stil bly wanneer U sê bly stil. Lord, have your way in me. Here, en dankie dat ons vanmôre net kan sê, I want to give you my heart. I want to live for you alone. Here, ek wil nie net maak en doen wat ek wil nie. Ek wil nie rebels wees nie. Here, maar ek wil doen wat U sê ons moet doen. Here, U het vir ons hierdie woord gegee, die Bybel, om ons vir ons voetstappe te rig en te weet, Here, U beplan vir ons goed en nie sleg nie. Here, en daarom kan ons sê, have your way in me. En kan ons daarby submit en daarby inval. Word U verheerlik vanmôre, Here. Wees U die spreker. Wees U die een wat vanmôre die centerpiece is. Here, dankie dat ons vanmôre net weet, U is in beheer en U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En die lekker, Here, U sien die einde aan die begin. En hoef ons nie daaroor bekommerd te wees nie, want U is al reeds daar. En ons eer U vanmôre vir die God wat U is, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Ek kan die sitplekke neem. Dankie vir Ruska en die span. Altyd 'n voorreg en lekker om saam met hulle die naam van die Here groot te maak. Andien, waar is Brendan nou weer? Het hy gaan werk? OK. Matty, skies, kan ek jou vra? Sommer net jou hand daar op Jaco en ek nou weer Mark Marie en by Andien, net so somewhere tussen hulle. Wie is daar wat jou kan help? Inge, jy kan ook daar help asseblief, jy is ook mos 'n onderwyser, jy weet mos nou waaroor dit gaan. En dan soek ek iemand hier by Anushka ook asseblief, jy kan by, maar sien ons staan net hier by Anushka. Ons kort nog iemand daar by Hanien. Susan, gaan jy hulle kan hanteer? OK. Matty, jy kan daarom so staan, jou arms is lang. Jy kan vir Jaco en hulle almal daar weet hê. OK. Ons ek gaan nie uitpraat daaroor nie. Hulle weet waaroor dit gaan en hulle weet wat die behoefte is. Ek het lief geraak vir my skoolonderwysers. Dis 'n voorreg om elke donderdag saam met hulle te gaan open en saam met hulle te wees. Partykeer daag daar iets op soos hierdie week wat verby is, wat ons by die veilings moes wees, kan ek dit nie maak nie. Maar ou raak lief vir die klomp en ou raak lief daarvoor om saam met hulle te wees. Maar op hierdie stadium gaan dit nie goed by die skool nie. Nie dat dit sleg gaan nie, die dinge verander net en baie van hulle werk is in gedrang. Ek dink julle het nou 2 wat klaar gemaak het, nie? Daar's nou Vrydag, 2. Ek dink die volgende lotte is nie ver daarvan af nie. Waarvan daar nie een is, en Samantha as die ander een, wat Vrydag hulle werk klaar gemaak het. Ouens, kan ek vir jou sê, God is still in control. God is still the one. Hulle kan maar sê en doen wat hulle wil, hulle gaan nie hom kan denk nie. Hulle gaan nie sy plan kan kanseleer nie. Hulle gaan hom nie in die modder kan terugsit nie. He is risen. He is the answer. He is the one that will set us free. En ek wil vanmôre net vir julle bid, as onderwysers. Weet, Inge, jy's nou hier 'n onderwyser en dis nou nie dieselfde as deur buite nie. Julle weet tog nie wat daar buite gaan nie. Kan ons as gemeente, vat die een se hand langs jou, voor jou, agter jou, maak nou nie saak nie. Maar kom ons tree in vir hierdie ouens wat deur hierdie tyd moet gaan en hulle werke verloor om by Suid-Afrika aan te pas. Ouens, kan ek vir jou sê, God will make a way where there seems to be no way. Ek het al gesien in my eie lewe waar daar skielik water begin vloei, waar die ouens gesê het, hier sal nooit water kom nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in geloof na U toe kan kom. Here, U woord sê in Psalm 150, as ek dit nie mis het nie, Here, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal julle aanroep of aanhoor. Here, en vanmôre kom ons as 'n gemeente saam met hierdie onderwysers na U toe. Here, ons werk is op die spel.
waarvoor U ons geroep het, waarvoor U ons gemaak het. Ons harte, Here, gaan uit na kinders en ons wil so graag hierdie opvoedingsproses saam deurgaan. Here, maar nou kom die sisteem en die dinge verander, die dinge is ongemaklik. Here, dankie dat ons U vanmôre kan aanroep as die God wat lewe. Die God wat nog steeds die antwoord bring. Die een wat nog steeds die deurbraak gee. Here, en waar die wêreld gekom het en deure wil toemaak, bid ons nou in die naam van Jesus, dat U sal deure oopmaak. Dat U sal vensters oopmaak. Dat U 'n weg sal maak, Here. You will make a way where there seems to be no way. Here, en dankie vir die getuienis wat hier sal uitkom. Beter werke, beter omstandighede, beter lewensstandaard. Here, nie omdat hulle goed is nie, maar omdat U God is. Here, en U het gesê in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom en dis presies wat hy nou probeer doen, om te steel, te slag en te verwoes. Hulle negatief te maak, hulle te in 'n pot probeer ingooi. Here, ek weet daar's troues wat besig is om beplan te word. Daar's dinge, Here, wat besig is om aan die gang te wees en nou kom hierdie ontspan. Here, maar dis gelukkig nie waar die versie stop nie. Here, die versie gaan aan. Hy sê, maar U het gekom. Here, U het gekom dat daar lewe en oorvloed sal wees. En ons spreek daardie lewe, daardie oorvloed, Here, spreek ons vanmôre oor elkeen van hulle. Anushka, Jaco, Mark-Marie, Ananien, en Samantha wat nie vanmôre hier is nie. Here, laat U die een sal wees wat voorsien. U die een sal wees wat iets nuuts sal skep, sodat daar 'n vorentoe sal wees, progres sal wees, progres. En ons eer U, Here, en help ons, dat ons nie sal vergeet, om aan U die eer te bring nie, wanneer die goeie nuus gebreek word nie. Want ons besef vanmôre, Here, dis net U, en U alleen, in Jesus naam. Amen, en amen. Baie dankie. Wees sterk, julle, die einde is nie in sig nie. Die vyand dink uit die geveg gewen, meantime het hy dalk net die ronde gewen, maar die geveg is nog nie klaar nie. Jesus het klaar die ronde, of die geveg gewen aan die kruis, en kan ek en jy, as oorwinnaar, vanmôre regeer. Amen? Amen. Amen, die Here is goed. Ek sit gistermiddag, en ek dink nou, ek het klaar 'n boodskap, en ek het 'n preek, en ek is, en net skielik hier in my hart, begin daar 'n ding broei van, Here, hoe begin ek môre? Dis 'n maklik om te sê, kom ons lees saam, en ek het 'n hele lange storie, en dit is tog te mooi. En vanmôre, toe ek so 4:30 se kant na die kantoor kom, toe val hierdie in my hart. En ek weet, gister was nou die 1 Maart, vandag is nou die 2 Maart, so ons is nie ver af vanaf nie. Augustus, sorry. Ek is nou weer met Tannie Emmy se verjaarsdag al in Januarie gewees, en ek weet nie wat al is. Die wat gister gesien het op die boodskap, Tannie Emmy het al Januarie verjaardag. Nie gister nie. Sy 21 geword. Maar sy het gister 21 geword, Januarie word sy 78. Weet jy, dan word sy, soos hou as so. Wat word Tannie Januarie? 22. 23. Maar kan ek vir jou sê, dis 'n nuwe maand met nuwe dinge. En die teksversie val vanmôre in my hart, dit word mooi, hy sê, die een wat sy hand aan die ploeg slaan. Wat doen 'n ou wat ploeg? Hy's werk, hy's produktief, hy het 'n beplanning vir wat aan die gang is. Maar wat doen hierdie ou? Sal nie die koninkryk sien nie. Ouens, kan ek vanmôre vir jou sê, vergeet wat in Julie gebeur het. Leer daaruit, dit het gebeur, jy kan dit nie verander nie. En vat hierdie werkstyg wat die Here vir jou gee vir Augustus, met al 2 hande vas, en beweeg vorentoe. Beweeg in 'n rigting wat God sê, beweeg. Want kan ek vir jou sê, vir jou oë uitvee, hou ons Kersfees. Ek spot Vrydag, wanneer was ek 'n kind, die Vrydag met 'n ou daar by die een plekkie. Ek sê vir hom, ek is bly, ek is nie hierdie tyd van die jaar 'n kalkoen nie. Ek kyk my sê, hoe bedoel jy nou? Ek sê, hulle begin hierdie tyd van die jaar jou voer, want Desember maand kom.
Ek is bly ek is nie 'n kalkoen nie. Dis 'n nuwe maand met nuwe dinge. En elke maand, as elke maand wat begin, ervaar jy hier of twee goede in jou lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ek ervaar so half twee goede in my lewe. Die eerste een is daai eerste oggend, die eerste van daai maand, as jy jou oogies so oopmaak, dan sê jy, dankie Here, ek het dit gemaak. Nog 'n maand is verby. Hoe is my dit? Dis ons het gebraai, ons het geëet, ons het kleertjies aangetrek. Ek het nou 'n nuwe ding wat ek self vir myself probeer leer, om elke oggend te sê, Here, dankie dat ek kan asemhaal. Ek het nou vir 'n rukkie 'n vrou gevolg op Facebook, 2, 3 dae, 4 dae, voordat ek haar gekry het, tot gistermiddag op dag en datum, het hulle haar gebel van Grote Skuur Hospitaal in die Kaap. Sy is gisteraand 9 uur begin hulle op haar begin opereer. Sy het 'n longoorplanting gekry. Na 17 jaar. Ek is spyt, ek het nie die hele storie langer gevolg nie, ek dink daar sal mooi goed wees. Maar hulle moet daar praat, en hoe sy is nou op pad, sy is nou die vliegtuig, sy gaan nou, gisteraand 9 uur hulle begin opereer. Hulle praat van so 17 ure as dit goed gaan, as daar komplikasies is tot 27 ure. Maar hulle is besig. En weet jy wat, sy is opgewonde om te kan sê, I'm gonna breathe again. Ons raak dit nie vir my en vir jou beteken van selfspreekend. En terwyl ek dan hierdie gevoel het van dankie Here, ek het dit gemaak, kom daar partykeer die volgende gevoel. Ag Here, help, want die volgende het net begin. Julie is klaar, Here, ons het dit gemaak, maar Augustus, kom maar weer, Here. Ek het 'n verjaarsdag en ek het 'n huweliksherdenking en ek het, Here, sien my tog net raak. Dis klink amper soos 'n verhaal in die Bybel, waar Elia klomp mense verslaan het en net daarna toe gaan lê onder die bos, ag Here, maak my net dood. En kan ek vanmôre vir jou sê, 'n slegte maand gaan nie altyd oor finansies nie. Kan ek vir jou sê, Bonita, wat altyd hier rondgesit het saam met haar ma, wat sy ma, Leanne, sy lê op 'n sterfbed. Haar ma bel my gisterand, sê, pastoor, wanneer kan jy by haar uitkom? Voltrek met kanker. En ons 2 jaar, lang is dit nou al? 2 jaar, 3 jaar, 2 jaar. Ouens, en ons kan vanmôre hier sit en ons kan asemhaal, ons kan lewe en ons sal nog steeds bou. Ekskuus as ek dalk vanmôre hard klink. Maar kan ek jou vra om jou gesindheid te begin verander teenoor die God wat lewe? Ons het alles tot ons beskikking, maar ek en jy is in die negatief raak sien. Maar al hierdie goed, ekskuus, ek is net vanmôre my eie missie. Maar al hierdie goed laat dink my in 'n verhaal. En baie keer voel dit vir ons als so donker en als so nutteloos. En dit laat dink my in hierdie verhaal in 2 Kronieke 20. Nou ek gaan nie vir jou die verhaal lees nie. Jy is welkom om luister te gaan lees 2 Kronieke 20. Hy's nie baie lank nie. Hy het net so 37 versies. Maar ek gaan sommer vir jou die storie so half en half probeer vertel. En jy kan dit asseblief by die huis gaan deurlees. Maar in 2 Kronieke 20 sien ons hierdie kort verhaal van nie lank na Salomo uit die prentjie uit is nie, 'n rukkie na Salomo dood is, beleef die stam Juda 'n baie donker tyd in sy lewe. 3 magtige nasies, en hulle sê dit daar, die Moabiete, Ammoniete en die mense van Sahir. Hulle sluit met mekaar 'n verbond, die 3 nasies. En hulle besluit, hulle gaan teenoor koning Josafat optree en hom vermoor. Nou sê gou vir my, is jy reg om vermoor te word? Dit sal nie so seer wees nie. Nou as jy na die omstandighede en na die geskiedenis kyk, kom jy agter dat menslik gesproke was daar geen kans wat Josafat hierdie oorlog, hierdie geveg teenoor hierdie 3 nasies sou kon wen nie. Hulle was te klein, hulle was nie vaardigheid genoeg om hierdie goede te kon aanpas nie. Die vyand was baie groter. Hulle was baie meer getrein.
Hulle was baie meer ingestel, en hier is die groot rede, hulle het nie tyd gehad om te verander nie. Josafat kon nie 'n verandering maak nie, sy tyd was te min. Nou as jy die storie gaan lees, en jy kom hier waar alles gebeur, kom jy agter, hierdie verhaal word nie onthou, omdat Juda nie 'n groot leer gehad het nie. As jy die verhaal gaan lees, gaan jy sien, die verhaal loop nie daarop uit, o Juda, jy het swaar gekry, want jou stammetjie was te klein nie. Nee, hierdie verhaal eindig, omdat ons 'n groot God het, staan so groot, en so duidelik, in hierdie verhaal geskryf. En kan ek jou vanmôre bemoedig? Maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak op watter pad jy is nie, jou God is nog steeds groter as jou probleem. Amen. Jou God is nog steeds groter as jou omstandighede. In hierdie gedeelte leer ons, as jy dit nou gaan lees, en asseblief gaan doen moeite en gaan lees op 2 Kronieke 20. In hierdie gedeelte sien ons, hoe leer gelowiges wat om te doen wanneer dit swaar gaan. Ek is seker daarvan. As ek vra steek op jou hand, gaan hier bitter min wees wat sê, dit gaan nie vandag met my swaar. Finansieel gaan dit goed, gesondheid gaan dit goed, jou kar loop so stroop, jou kinders produseer en jou hoenders lê eiers en jou dak lek nie en alles gaan voor die wind. Is daar so iemand? Amper. Net so 'n bietjie seer in die een toon, maar verder alright. In moeilike tye wys nie hoe sterk ons is nie. Hoor mooi. Moeilike tye wys nie altyd hoe sterk is ons nie. Maar dit wys waar my vertroue lê. As iemand regtig deur 'n moeilike tyd gaan, ouens, gaan jy sien waar lê sy vertroue. Gaan jy sien waar lê my hoop. Want ek het, en asseblief, ek bedoel niks lelik nie. Maar ek is dood eerlik as ek dit sê. Sodra daar sommige mense, kom ons stel dit so, daar sommige mense wat se arm geaktiveer word sodra hy deur moeilike tyd gaan. Het jy dit al gesien? As iemand deur 'n moeilike tyd gaan, dan begin sy arm. Jy kry baie wat byt ook. Dis nou om die bierborrels. En die voete, want jy kry baie ouens wat die proppies mos nou stukkend trap. Dan moet daai borrel klaar. Dis waartoe hulle hardloop vir hoop. Dis waartoe hulle hardloop vir encouragement. Maar as ek as kind van God besluit, ek gaan by die Here se voete bly, al gaan dit met my hoe sleg. Ouens, gaan ek jou beloof, dit gaan nie lank aanhou nie. Want hy is getrou om te antwoord. En ek wil vanmôre met jou gesels oor die tema, wanneer die lewe swaar word. Of soos die Engelsman dit sal sê, when the going gets tough. Ouens, kom ons wees eerlik vanoggend. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd lekker nie. Dis nie altyd dat jy uitgenooi word en koek en tee en lekker by iemand kan gesels nie. Partykeer gaan dit swaar. Partykeer is dit maar 'n ou toastbroodjie sonder botter en peanut butter. Kom ons wees eerlik. Maar het ek agtergekom in my eie lewe, wanneer ek dankbaar is vir 'n gebrande toastbroodjie met lekker peanut butter, môre oor môre sê die Here, jy was getrou oor die min. Weer sal ek jou aanstel. When going gets tough. En daar is so 1, 2, 3, 4, 5 versies wat ek gaan aanhaal, maar ek gaan dit aanhaal soos ek dan by die punte kom. En ons almal beleef tye wanneer dit voel asof die vyand net van alle kante afkom en ek en jy staan hier in die middel en ons hoop om te survive. Ek sit in die week en dink, en skies as ek vanmôre emosioneel raak. Maar ek staan vanmôre en ek dink, so 2, 3 weke terug, was ek en Marina en die kinders bietjie op verlof, en moes ons verlof kort knip as gevolg van omstandighede. Nou kom jy by die huis en jy sien al hierdie goed, en jy beleef al hierdie goed, dan dink jy vir jouself, Here, kon ek nie maar net by die huis gebly het nie. Want hierdie nie in die eerste plek gebeur nie, en in die tweede plek was ek nie nou so moeg nie. Kom maar net so al moeg aangegaan het, dit sou dalk beter gewees het.
Ons vra hierdie vraag, want ons gaan deur moeilike tye en dit voel net of die vyand ons bly aanval en ons weet nie watter kant toe om te beweeg nie. En baie keer is dit finansies, baie keer is dit gesondheid, baie keer is dit gesinsprobleme. Baie keer is dit ietsie klein, net soos 'n klein teleurstelling, wat 'n groot probleem word. Baie keer is dit geestelike aanvalle wat kan ernstig word. Maar ons bly in hierdie moeilikheid en ons voorkom net nie deur nie en vra ek baie keer vir myself die vraag af, hoe gaan ek hierdeur kom? Ek het al een oggend opgestaan en gewonder, Here, hoe gaan ek hierdeur kom? Ek kan net nie meer op my eie krag aangaan nie. Dis dan wanneer die Here sê, wel dan, wys jy op 'n goeie plek, dan kan ek jou vat en jou wys. Die Engelse kom en hulle maak hier die uitdrukking. When the going gets tough, the tough gets going. Jy mag hoor? When going gets tough, the tough gets going. Maar in hierdie gedeelte kom Josafat en hy leer ons ietsie anders. Hoor mooi. Hy sê, when the going gets tough, God's people seek God. Hoor mooi. When it's tough to go, start seeking God. As ons hierdie verhaal gaan lees in 2 Kronieke 20 vers 3, sê hy duidelik hierdie woorde. Hy sê Josafat het bang geword en besluit om die Here te raadpleeg. Ek lees hier iets moois raak. Let mooi op wat sê die Bybel. Josafat was bang. Wees eerlik vanmôre met jouself. Is jy bang vir die dag van môre? Weet jy nie altyd wat om môre te verwag nie. Jy weet nie wat om hierdie week te verwag nie. Jy weet nie wat om hierdie maand te verwag nie. Josafat was bang en God kom en hy veroordeel hom nie omdat hy bang was nie. As jy kan bly weet jy sit nie voor nie. Maar God veroordeel hom nie omdat hy bang was nie. God staan met nog steeds met sulke groot arms. Hy sê kom na my toe. Die verskil tussen geloof en ongeloof is nie die afwesigheid van vrees nie. Hoor mooi. Die verskil tussen geloof en ongeloof is nie vrees nie. Die verskil is wat ek doen na ek gevrees het. Want dis menslik om te vrees. Maar weer, gaan my arm inskop, bietjie hoor dalk, gaan ek op my knieë voor die Here val en sê, Here, I need you first. Die probleem kan maar wag. Die probleem kan maar rustig raak. My God sal antwoord op die regte tyd. When going gets tough, see God. En die verskil is, Josafat het gekom en hy het nie moed verloor nie. Hy het nie begin paniekerig raak nie. Hy het nie gekom en begin, okay ouens, kom ons sit om 'n tafel, kom ons maak ons eie planne nie. Glad nie. Wat doen hy? Hy raak rustig en hy soek die Here. Die woord sê daar, hy het selfs 'n vasdag uitgeroep. En die hele volk het saam met Josafat gebid en geglo. Ouens, kom ons wees eerlik. En ek sê dit nie vanmôre om jou te manipuleer of te intimideer of niks in daai aard nie. Maar hoekom in vandag se tyd kan ons as gemeente 'n biduur uitroep en sê, vir 'n uur lank gaan daar vanaand gebid word, dan daag ons 5 en 6 op. Maar die ander wil ook die wonderwerk sien, die ander wil ook dit beleef, maar ons doen nie moeite om in God se teenwoordigheid te kom en te sê, Here, ten spyte van my probleem, gaan ek vanaand se uur afknyp en ek gaan stil raak voor U. If you see God, He will answer. If you run from God, He'll wait patiently. Dan is dit tyd dat ons ernstig met God bedoel. Hier kom die volk en hier kom Josafat. En hulle maak hierdie besluit en hulle het hierdie besef dat hierdie oorlog gaan ons nie sonder God kan wen nie. Al is ons hoeveel manne meer, al is ons hoeveel sterker, al dink ons van wat ons dink,
Ons gaan nie kan wen sonder God nie. En hier is die eerste punt wat ek vanmôre vir jou wil gee. Wanneer die lewe jou druk, moenie ophou bid nie. Wanneer die lewe druk, moenie skielik maak of die kerk nie in jou lewe bestaan nie. As die lewe jou druk, moenie kom op 'n punt waar jy God los nie. Dis juist dan wanneer jy hom die nodigste het. Dis juist dan wanneer jy die gemeente nodig het om saam met jou te gaan inhak en sê ek gaan jou dra. Ek gaan saam met jou bid. Ek gaan saam met jou hierdie pad stap. Psalm 50 vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou antwoord. Ouens, dis 'n belofte wat God ons gee. Wanneer ek en jy hom aanroep, sal hy ons hoor. Hy sal reageer. Hy sal met my en jou bemoeienis maak. Josafat besef, sy grootste oorwinning gaan nie lê in hoeveel swaarde en hoeveel spiese hy beskikbaar het om aan te val nie. Sy oorwinning gaan lê hoeveel ouens saam met hom sy knie kan buig voor die lewendige God. Die meeste van my en jou oorwinning sal gebeur wanneer ons knieë meer op die grond is en ons attitude in 'n sakkie. Ek sê dit vanmôre met respek, ouens. Ek self het myself al gevang, wat jy by die Here kom en jy begin met hom baken. Here, ek sal U vir altyd loof. Ek sal U vir altyd prys. Gee my net 'n nuwe kar. Here, my kind is siek, as U hom vandag gesond maak. Here, ek sal vir ewig. Ouens, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar as ek op my knieë voor hom gaan staan en ek kan bely dat hy God en koning van my lewe is sy hart so dat hy gaan dit anyway vir jou doen. Maar ons moet hom eers te soek. So when the going gets tough, the tough seeks God. Punt nommer 1. En ek het nie baie punte nie, daar's net 3, hoor. Punt nommer 2 sê ek, when the going gets tough, the tough stand for what they believe. When the going gets tough, the tough stand for what they believe. Kan ek vir jou sê, as jy niks glo nie, gaan jy vir alles val. Kan ek dit weer sê? Daar's hoeveel mense wat na ons toe kom met allerhande, pastoor, maar jy daai ou gesien op YouTube? Pastoor, het jy gehoor wat sê daai ou? As jy aan niks gaan glo nie, gaan jy vir enige ding val. In hierdie gedeelte in 2 Kronieke 20, vers 5 en 17, lees ons van hierdie staan gedeelte. Vers 5 sê, Josafat staan in die huis van die Here. Hy staan in die huis van die Here. Ouens, het jy mooi gelees? Hy sê nie, hy staan by die mense nie. Hy sê nie, hy staan in sy kamer nie. Hy sê nee, hy gaan staan in die huis van die Here, namens die volk, en hulle roep hom aan en sê, Here, ons roep 'n vasdag, ons vertrou U vir 'n deurbraak. Hy het nie gaan skuil nie, hy het nie moed opgegee nie, hy het nie weg gaan hardloop nie, hy het nie verskonings gedoen nie. Hy herinner God aan die belofte wat hy hom gegee het. Terwyl hy hierdie ding staan. Hy verklaar wie God is. Hy verheerlik hom vir wat hy is. En hoor nou mooi, in vers 17, hoe antwoord God hom, hoor. Hy sê, jy hoef nie in hierdie geveg te veg nie. Staan gereed, bly staan en sien die verlossing van die Here. Wow. Ouens, ek en jy hoef nie te fight nie. Hierdie is so 'n merkwaardige stukkie. Ek en jy hoef nie swaard op te tel nie. Ek en jy kan terugstaan en sien hoe God dit vir my en vir jou doen. Eers staan Josafat voor God en later sê God, nou staan jy teenoor jou vyand. Wat sê Psalm 23? Hy berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Kyk, as jy nou kan lekker eet, dan weet jy nou wat 'n lekker tafel is. En God doen dit met liefde teenoor jou teenstanders. En God sê vir hom, jy gaan staan teenoor jou teenstanders, nie omdat jy sterk is nie, maar omdat ek by julle is.
En ek het 'n bietjie gaan kyk, hierdie staan beteken, ek glo steeds al lyk dit sleg. Ek glo steeds terwyl ek vir my onmoontlik lyk. Ek hou vas aan wat die woord van die Here sê en ek laat nie toe dat omstandighede my geloof in hom bepaal nie. Is dit nie mooi nie? Kom ons staan vir wat reg is. Efesiërs 6 vers 13 kom hy met hierdie stukkie, hy sê, nadat hulle alles volbring het, hoor mooi, bly hulle staan. Wow, die duiwel probeer dat ek en jy gaan sit. Die duiwel gaan sy bes probeer om ons negatief te maak. En hier kom hy, na hy alles vir ons gedoen het, sê hy, bly staan. Die wêreld wil ons in 'n blik druk en sê, jy gaan sit broer, julle gaan nie ander werk kry in die onderwysers, julle gaan nie. Dis die duiwel. Hy prent dit vir ons in, en wat doen God? Hy kom by jou en sê, man, dat hulle job behou, solank jy staan. Ek sal voorsien. Ek sal die deurbraak wees. Ek sal die antwoord wees. Staan terug en sien hoe ek die oorwinning vir jou behaal. Dis al tyd dat ons eie skool begin hier by die kerk, dat ek daarom al 4 onderwysers. Huh? Ons moet nie God in 'n boksie sit nie. He can make a way where there seems to be no way. Amen. Ek wil afsluit met punt nommer 3. When the going gets tough, the tough start to praise God. Kan ek dit weer vir jou sê? When the going gets tough, start to praise God. Want wanneer jy die Here begin loof, dan val daai gewigte af. Wanneer jy in die teenwoordigheid van God is, kan ek my hande opsteek en ek kan weet hy antwoord vir my. 2 Kronieke 20 vers 21 en 22 praat hy oor hierdie, en wanneer jy dit gaan lees, dan sê hy, kom ons lees hom gou vir jou. Vers 20 sê hy, daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo in sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die hele volk beraadslag en tot die eer van die Here sangers opgestel, wat in die heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Vers 22, en op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Dis 'n merkwaardige gedeelte om te dink, ons is reg om te beklei, die soldate moet voorwees, en wat doen Josafat? Waar is al my aanbidders? Waar is die lofsangers? Waar is die ouens wat die Here aanbid? Gaan julle vooruit, ons sal na julle kom. En hier kom hierdie ouens en hulle begin sing, en hulle begin skree, en hulle begin God aanbid met die woorde, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En iets wat ek opmerk, niks het gebeur voor die tyd nie. Die situasie het nie verander nie. Niks het verander nie. Maar toe hulle God begin aanbid, toe is die oorwinning sigbaar. Toe hulle in die teenwoordigheid van die Allerhoogste kom, toe gebeur daar iets en die oorwinning was hulle sin. Ouens, is dit nie geloof nie. As ek vanmôre vir jou sê, ons gaan hier in hierdie Voortrekkerstraat vanmôre, van hier die stopstraat by die skool, tot by die stopstraat by Spar, gaan ons 5 keer op en af loop. Ons gaan niks sê nie. En by die 6de keer gaan Ruska begin, en Tannie Emmy gaan haar gitaar en haar trekklavier, en ek weet nie wat alles reg kry nie, en die 7de keer, dan bars ons die uit. Ouens, en Christiana gaan nooit weer dieselfde wees nie. Hoeveel van julle gaan saam staan? Jy verstaan wat ek sê? Is dit nie geloof, deur te sê, ouens, let's do this? Ek en jy het nodig. Die Bybel sê uitdruklik, as ek en jy 'n geloof het van 'n mosterdsaadjie. As ons vir 7 keer in Christiana se hoofstraat gaan oploop, is dit al 'n mieliepit, dis nie meer as mosterd nie.
Lofprysing maak partykeer die deur oop na ons oorwinning. Ek het myself voorgeneem, ek wil nie baie oor Marinda sê nie. Sy chant makliker as ek. Maar omdat sy in my huis bly, hou ek haar dop. En dit gaan niks oor die looks nie hoor. Maar daar staan daarop wat haar gemoed. Kyk, sy lyk soos een van daai honde, daai dashhound honde. Hy lippe hang nie op die grond. Hulle moet mooi trap oor of 'n lip raak. Maar wanneer sy opgestaan het, en sy ou voetjie daar op die bed besig is, en daai deur se skreefie is net so 'n bietjie oop, dan weet jy stap nie nou daarin. Want sy is besig met die lewende God. En dan begin sy nou boodie, dan begin sy sing, dan begin sy die Here aanbid, dan begin sy die Here se naam groot maak, en nou voor jy jouself kom kry, bring sy vir jou koffie. Wat meer wil jy? Ouens, daar's oorwinning wanneer ons God se teenwoordigheid is. Daar's oorwinning wanneer ons begin om hom te aanbid. Ons gaan dit nie dadelik sien nie. Ons gaan dit nie dadelik beleef nie. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid om nie moedeloos te word nie en aan te hou om hom te aanbid vir wie en vir wat hy is. En hoor mooi wat sê vers 22, hy sê toe hulle begin jubel en lofsang, het God die hinderlaag gestel. Hy het nie gesê ons watch en dit gou gedoen en toe gebeur dit nie. Hulle moes al reeds in die proses wees om hom te aanbid. En toe het hy die hinderlaag opgestel. Nie geveg nie, nie 'n oorwinning vir hulle bewerkstellig nie. Uit sy geloof, uit hulle geloof uit, het hy vir hulle gehelp om te wen. Lofprysing verander nie altyd die omstandighede nie. Maar hy verander altyd ons hart, sodat ons anders na ons probleem kyk. Ouens, jou probleem is nie groter as God nie. Jou probleem is nie meer magtiger as God nie. God is nog steeds die een wat jou vandag kan laat aanpas en dan jou hart verander en dat ons anders begin wees. Jy vra dalk vanmôre stoor, dit klink alles so goed, klink alles so lekker. Hoe doen ons dit? Gee ons 'n praktiese wenk, gee ons 'n praktiese toepassing hoe ons hierdie ding in ons lewe kan gaan doen. Nou kom ons wees eerlik met mekaar. Ons almal beleef so nou en dan 'n 2 Kronieke 20 oomblik. Want alles net vir ons te groot is en alles net vir ons te veel is en ons weet nie hoe gaan ons daardeur kom nie. Diagnose lyk sleg. Die bankrekening het meer rooi as nulle. Kinders dwaal af, kinders word weggevat. Ons as ouers is bekommerd oor wat met ons kinders gaan gebeur. Daar is nie iets wat ons daaraan kan doen nie. Behalwe die Here te vertrou vir 'n deurbraak in ons kinders se lewe. Maar wanneer jy in hierdie posisie is, wanneer jy deur hierdie storm gaan, kan ek jou vanmôre vra, onthou net 3 goed. Soek God eerste, bly by sy beloftes en aanbid hom vir wie hy is. So rukkie terug vra iemand vir my, pastoor, wat soveel dinge in my lewe gebeur, ek weet nie meer hoe om te bid nie. Wat sê jy so iemand antwoord? Ons probeer altyd mos baie geestelik wees, want die pastoor weet mos nou alles. Weet jy wat antwoord ek hom? Hy sê, ek dink jy het op 'n plek gekom waar jy nie meer hoef te bid nie. Ek dink dit is tyd dat jy begin aanbid. En wanneer jy jou aanbiddingsaltaar op standaard is, sal gebed vloei van self. Begin om net te aanbid. Ek wil afsluit, Ruska, as jy vir my kan kom speel, asseblief. Soos ek gesê het, gaan lees asseblief 2 Kronieke 20. Hierdie verhaal eindig nie met Juda wat in 'n nederlaag is nie. Hierdie verhaal eindig met 'n oorwinning wat God vir die volk gee. Die volk het geen swaard opgetel nie. Die volk het nie uitgegaan en moles gemaak nie. Hulle het teruggestaan en God het hulle laat wen. Ek wil jou vanmôre bemoedig met hierdie woord. Dieselfde God wat saam met koning Josafat beweeg het. Dieselfde God wat gesê het, staan terug, ek is in beheer.
Dieselfde God wat gekom het en gesê het, ek sal dat jy wen en nie ondergaan nie, is vanmôre hier, om jou situasie ook vir jou te red. Hy is vanmôre hier, dieselfde God, om na jou toe te kom en te sê, ek het vir jou die antwoord. Soek my, staan op my belofte, en aanbid my, en sien wat ek vir jou doen. Sien wat ek vir jou wil doen. Hoor hierdie een, sien wat ek vir jou gaan doen. Ek het agtergekom in my klein lewetjie. Die manier hoe ek na sekere dinge kyk, beïnvloed God nie. Want God is God. Hy het jou lief dat hy sy enigste seun gestuur het om vir jou te kom sterf. Maar hy bly God. En dit is moeilik om sy plan te verander, maar dit is so maklik om daarbey in te val. Moenie bang wees nie. Die stryd is nie ons stryd nie. Moenie bang wees nie, jy is nie alleen nie. En moenie bang wees nie, God het alreeds môre in sy hand. When it's getting tough, seek him, praise him, and stand on his word. Kan ek jou vanmôre weer net vra, moenie wegraak as dit begin swaar gaan nie. Moenie moedeloos raak wanneer dit swaar gaan nie. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou vertrou nie. Moenie ophou aanbid en ophou op hom glo nie. Want die Here het klaar vir jou die geveg gewen. Die Here het klaar vir jou ingetree. Hy is klaar oorwin. Ek sluit af met hierdie woorde. As die lewe swaar raak, soek God. As die lewe swaarder raak, bly staan in geloof. En wanneer jy voel jy kan nie meer nie, hou aan om hom te prys. Want dieselfde God wat Josafat se oorlog laat wen het, is dieselfde God wat vanmôre saam met jou wil stap. Saam met jou die oorwinning wil gee. Hy verander nooit. Hy bly die Alfa die Omega, die begin en die einde. Kom ons sluit ons oor. Here, baie dankie dat U God is van ons lewe. Here, baie dankie dat ons 'n lewendige God kan aanbid, terwyl ons deur hierdie omstandighede in ons lewe moet gaan. Here, ek weet daar is soveel gelowe waar hulle bome aanbid, klippe aanbid, olifante aanbid, wat vir hulle niks kan doen nie. Maar ons, Here, het die voorreg om die God te aanbid wat lewe, die God wat opgestaan het, die God wat triomfeer, kan ons vanmôre aanbid, en ons weet, hy sal ons uitred. Here, dankie, dat ons vanmôre weet, dat baie keer voel dit vir ons, it's getting tough to continue. Here, maar deur dit, maak U ons net taaf. Sodat ons die vyand sal kan weerstaan, en sal opstaan, en sal staan vir wat reg is, en sal opstaan vir wat U op ons hart lê. Here, en ek wil vanmôre vir elkeen bid. Elkeen het ander behoeftes, elkeen het ander begeertes, elkeen se taf, Here, verskil vanoggend. Maar ons antwoord bly dieselfde. Jesus Christus, die een wat opgestaan het en wat lewe. En ek bid vanmôre, Here, dat U elkeen sal kom aanraak. Elkeen sal versterk vanmôre. Elkeen sal kom oprig. Weer die encouragement sal gee, Here, om deel te wees van die wenspan. Here, dit is so moeilik om te verval. Dit is so moeilik, Here, om negatief te word. Maar ek bid vanmôre, Here, dat U deur die Gees ons sal aanspreek, dat ons altyd positief sal bly, positief sal praat, Here, en ek wil nou nie allerhande ander gelowe bespreek nie, maar vanmôre, Here, verklaar ons sal positief bly, omdat U alreeds vir ons gewen het. Here, want hoe anders gaan ons Christiane kan verander? Here, hoe anders gaan ek dalk my eie huisgesin moet verander?
Dit help nie, Here, ons bly negatief nie. Ons moet glo, ons moet staan, ons moet aanbid, sodat die wêreld kan sien, U regeer, en U is in beheer. Here, ons eer U vanoggend, omdat U God is, in Jesus naam. Amen. 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 Dit is my groot voorreg om vanmôre sommer dadelik oor te beweeg na die nagmaal. Terwyl ek vanmôre, ons het gisteraand kuiermense gehad, ons het lekker gekuier en ons spot daar aan tafel, sit ons daar en gesels en sê, ja, dis nou al hoe laat en ek het nog nie eens 'n gedagte vir nagmaal nie. Maar so asof daar in my hart net drop en die Here sê, I gave it all to you. Hy het dit alles vir ons gegee. Hy het nie daar die dag aan die kruis gehang en besluit, gaan nie alles gee nie. Hulle kan my 2 arms kry. Waarmee kan ek nog werk nie? Toe hy daar hang en hy was deur die tuin en hy het gekom, ouens, kan ek vir jou geheim vertel. It was tough going. Selfs Jesus het dit beleef. Want as hy dit nie beleef het nie, hoekom sal hy voor die aangesig van God geval het en hierdie woorde gevra het, as dit U wil is, laat dit vir my verbygaan. Dan was dit ons maklik. So dit was vir hom ook tough to get going. Maar ouens, het jy agtergekom, as jy nou so self hier in jou gedagtes die verhaal vertel, wat het Jesus eers gedoen? When it got tough to go, what did He do? He went to God. He seeked God, He seeked His Father. En hy sê, Here, as dit U wil is, laat dit hier verbygaan. Pas dit nie vanmôre so mooi in by die woord nie. Wat doen hy tweedens? Toe hy agterkom, dit gaan nie by hom verbygaan nie. Het hy nie daarin moet in sak en as gelê nie. Hy het opgestaan en ek wil half sê, ek dink hy die gesindheid gehad van, is reg, wees maar so. Ek sal opstaan en ek sal doen waarvoor God my gestuur het om te doen. Ouens, ek en jy beleef baie keer situasies. En as dit nie uitwerk soos ek en jy dit wil hê nie, dan gaan sit ons in sak en as en hier sal ek nou sit tot die son van die ander kant af opkom. Is dit net ek? Maar Jesus kom en hy besef, sy pa gaan nie dat hierdie beker nie by hom verbygaan nie. Dis maar deel van die proses. I'm gonna do it. En hy bly nie daar nie. Hy staan op en hy sê vir die disippels, I'm ready to go. En ek dink terwyl hy wegloop en hy weet hulle gaan hom nou vang, het hy 'n aanbiddingslied in sy hart gesing, because he lives, I can face tomorrow. Ons ek dink dit raak tyd dat ons ernstig besef hoe lief Jesus jou gehad het. Hoe lief God jou gehad het terwyl sy seun daar hang om vir jou te sê, I've paid it all. Tetelestai, dit is volbring. Kan ek vanmôre vir jou sê, en ek sê dit met baie respek, as gevolg van hierdie tafel, is it not so tough to carry on. Because he battled the battle. Maar ek en jy is die oorwinnaar daarin. Amen. So ek wil jou uitnooi